Goeiemôre, liewe familie. Dit is baie lekker om vanmôre saam met julle te wees en hier saam te kan wees in die huis van die Here in die naam van die Here bymekaar te kan kom. Familie, net voor ons na die woord van die Here toe beweeg, kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik en ons raak ook net rustig. Heilige Here, wanneer ons nou gaan saam lees en saam gesels, Here, vra ons dat U met ons sal praat. Here, dat U vir ons die woord duidelik sal maak en dat ons hier daarmee saam hier kan uitgaan. Vader, dankie dat ons vreesloos en vry bymekaar kan wil kom rondom U woord. Here, en dat U saam met ons op hierdie reis is van die lewe. Seën ons, Here. Amen. Familie, soos ek nou gesê het, begin ons Pinksterreis vanmôre en ons gaan 'n bietjie gesels vanoggend uit Johannes uit en dan van vanaand af gaan ons bietjie oor Handelinge en so begin gesels, maar vanmôre is ons nog hierso in Johannes 14 en ons lees saam daarso vanaf vers 15 tot en met vers 26. Ek lees soos altyd uit die 2020 vertaling uit. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom egter omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n kort tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek leef en julle sal leef. Op daardie dag sal julle weet, ek is in my Vader en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my liefhet. En wie my liefhet, my Vader sal hom liefhet en ek sal hom lief hê en myself aan hom bekend maak. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra hom toe: Here, hoe is dit dat U Uself aan ons gaan bekend maak en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom: As iemand my liefhet, sal hy ter harte neem wat ek sê en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en hom by hom woon. Wie my egter nie liefhet nie, neem nie my woorde ter harte nie. Die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek vir julle gesê terwyl ek by julle gebly het. Die Parakleet, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Tot sover vanmôre. Nou vandag begin ons met ons Pinksterreis. Vanmôre begin ons met so 'n bietjie van 'n inleiding, maar dit is meer as net 'n blote herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees wat ons daar in Handelinge 2 lees. Ek dink eerder hierdie jaar of oor die algemeen moet Pinkster 'n reis van herontdekking wees vir ons as gelowiges. 'n Herontdekking van die Heilige Gees. Die vergete persoon van die drie-eenheid. Die Gees, familie, is nie net 'n krag of 'n gevoel of 'n, hoe ons nou gewys het hier met die kinders, een of ander wind wat waai nie. Die Gees is God self, voluit heeltemal God. Saam met die Vader, saam met die Seun. En tog moet ons sekerlik eerlik wees met onsself vanmôre as ons dit sê, ek verstaan die Vader en ek het 'n verhouding met Jesus, maar die Gees bly maar vir my vaag, onbekend, stil, dalk 'n bietjie ver. Nou, om ons te help op ons reis het ek so 'n bietjie ernstig gaan kyk na wat het 'n ou soos Dietrich Bonhoeffer te sê gehad hieroor. Hy was in die Tweede Wêreldoorlog tyd baie uitgesproke teen die Duitse regering van daardie tyd, die Nazi-regering, en is uiteindelik ook deur die Nazi-regering tereggestel later. Maar hy het 'n klomp goed te sê gehad, spesifiek oor die Gees. En hy skryf, een van die kere wat hy in hegtenis geneem is, skryf hy uit die tronk uit,
In die kerk het ons geleer om van die drie eenheid te praat, maar geleef asof dit net 'n twee eenheid is. En daarmee, familie, raak hy die kern van die probleem oor die Gees aan. Die Heilige Gees word teologies aanvaar, maar prakties in die menslike lewe word hy vergeet. En Jesus se woorde in Johannes 14 help ons hierso en kan vir ons baie beteken in hierdie gesprek, want op hierdie stadium waar ons vir Jesus vind, is hy besig om sy disippels voor te berei vir sy vertrek. Jy weet, hy gaan. Ons het donderdag aand wat verby is by die hemelvaartdiens oor daai gedeelte gesels. Maar voor hy gaan, beloof hy vir hulle iets. En hy beloof nie net mooi trooswoordjies en jy weet ietsie ouliks nie. Hy beloof vir hulle 'n persoon of iemand wat na hulle toe gaan kom. Vers 16 wat sê, ek gaan die Vader vra en hy gaan iemand vir julle stuur, die Parakleet stuur wat vir altyd by julle sal wees. En ons lees dat hierdie trooster, hierdie Parakleet, die Heilige Gees wat gaan kom, nie minder is as Jesus nie. Die Griekse woord, ons het nou die Parakleet hier in die Afrikaans, die Griekse woord is Parakletos, dit vertaal letterlik na iemand wat langs jou staan, iemand wat jou help, iemand wat namens jou praat of vir jou raad gee en jou lei in die lewe. En Jesus sê, hierdie is die persoon wat na julle toe sal kom. En hy sal vir altyd by julle wees. Hy sal God se permanente teenwoordigheid by ons word. 'n ander groot reformatoriese teoloog, Johannes Calvin, sekerlik een van die grootstes, beskryf die Heilige Gees weer as die band van die gemeenskap tussen Christus en die gelowige. Hy sê, sonder die Gees is Christus 'n ver figuur. Maar met die Gees word Christus werklik in ons lewens. Ons vergeet baie maklik van die Gees, dink ek, familie. Want hy werk onselfsugtig op 'n manier, want die Gees wys altyd weg van homself af. Hy wys altyd na Christus toe, na God toe. Die aandag is nooit op hom gefestig nie. Dit wys na die Here toe, maar dit beteken nie dat hy afwesig is in ons lewens nie. As hy weer teruggaan na wat Dietrich Bonhoeffer geskryf het rondom die Gees, dan sê hy, geloof sonder die Gees is onmoontlik. 'n boek wat hy later skryf, The Cost of Discipleship, die koste van disippelskap, skryf hy, daar is geen werklike navolging van Christus sonder die Heilige Gees nie. Dit is hy wat die woord lewend maak, wat roep, lei en vorm. En daar lê die gevaar vir ons as gelowiges, as kerk. Want ons kan kerk wees, ons kan Bybel lees, ons kan reg leef, ons kan praat oor die Here, ons kan al hierdie goeders doen, maar ons kan geestelik leeg wees as die Gees nie daar is nie. Nou Paulus vat iets hiervan saam wanneer hy in Galasiërs, daar aan die gemeente in Galasië skryf, in Galasiërs 3 vers 2, wat hy vir hulle sê, maar het julle die Gees ontvang deur die wet te doen of deur die geloof? Bonhoeffer skryf dit, Paulus skryf dit, ons sê dit vandag. Sonder die Gees is daar nie regtig ware geloof nie. Want die Gees is die een wat geloof opwek, wat dit voed, wat dit vorm, wat dit laat vrug dra. In ons kerklike tradisie, die gereformeerde tradisie, leer ons dat die Heilige Gees is amper of die toepasser van die verlossing wat beloof is deur die kruis. Die Vader beplan, die Seun volbring en die Gees pas dit toe. Maak dit lewend. Maak dit 'n werklikheid. En dan gaan dit nog verder. Daar's 'n tweede gedeelte van die Gees wat ek dink ons nie eintlik baie aan dink nie. Die Gees is nie net 'n persoonlike ervaring of vir 'n persoonlike ervaring nie. Die Gees van God is die hartklop van die kerk. Die Gees is die beweging van God in hierdie wêreld. Weereens terug te gaan na Dietrich Bonhoeffer toe.
skryf hy in 'n tyd wat die nasies op hulle sterkste was in Duitsland, wat die Duitse kerk geweldig teruggebuig het en geweldig nasionalistiese manier van verkondiging gehad het, skryf hy: die Gees roep nie net individue nie, hy roep 'n gemeenskap wat gehoorsaam moet wees teen die wêreld in. Sonder die Gees, familie, raak die kerk of 'n museum of 'n aktiviste samekoms, aktiviste klub. Maar met die Gees word die kerk 'n lewende liggaam met Christus as die hoof. Die Pinksterdag wat ons van lees in Handelinge 2 was nie net 'n emosionele hoogtepunt in die verhaal van Christus en die kerk nie, maar dit was die geboorte van die kerk as 'n beweging wat die wêreld gaan stormloop. En familie, ons staan vandag in daai selfde stroom. Ons het nie nog tegnologie, nog organisasie, nog innovasie nodig in ons wêreld nie. Ons het die Gees nodig. Ons het die Gees nodig wat heilig maak, wat saambind, wat dryf gee en wat getuig in hierdie wêreld. Die vraag bly staan, familie. Hoe lyk ons verhouding met die Gees? Is die Gees vir ons 'n vaag idee, vaag konsep wat ons nie regtig begryp nie? Is dit vir ons iets wat ons nie regtig verstaan nie? Iets wat nie regtig deel is van ons geloof nie, omdat ons dit nie verstaan nie? As dit so is, dan roep hierdie Pinkstertyd vir ons terug na die hart van ons geloof toe, na die Gees toe. Familie, laat ons nie die Gees net aanvaar nie, maar kom ons ontvang hom. Kom ons laat toe dat hy ons opnuut weer vul met die heiligheid van die Here, wanneer ons hom erken as God. Die Gees, familie, is nie afwesig nie. Ons het hom net bietjie vergeet. Maar hy het ons nie vergeet nie. Ek sluit af met 'n gedeelte uit Sagaria 4 vers 6, wat sê, daar sê die Here: nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees. Mag ons die Gees beleef opnuut in hierdie Pinkstertyd. Mag ons hom sien as die derde persoon van die drie-eenheid. En mag ons begin leef asof dit 'n drie-eenheid is en nie net 'n twee-eenheid nie. Amen. Kom ons bid ook net saam. Here, wanneer ons nou ons oë toe het, ons hoofde buig, Here, na ons gepraat het oor die Gees, miskien 'n gedagte waarmee ons worstel, wat ons nie lekker verstaan kry nie. Here, vra ons dat U met ons op reis sal bly hiermee. Dat U die vrae wat ons het, die worstelinge wat ons beleef, dat U dit sal antwoord. Here, dat U saam met ons hierdie lewe sal leef en die lig wat deur die Gees kom vir ons helder laat skyn. Here, dankie dat U die trooster, die parakleet vir ons gegee het, om ewig by ons te wees, wat ons rig en ons lei, ons vorm en ons stuur. Dankie, Vader, dat U vir ons goed is, dat U vir ons lief is. Seën ons, Here, met wat ook al vir ons voorlê. Mag U genade elke dag vir ons genoeg wees. Amen. Mag God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees met jou wees. Mag die trooster jou rig en jou lei, jou vorm
en jou stuur. Mag die lig van die Heilige Here op jou pad skyn. Die Here sal met jou wees en hy sal jou seën. Amen.